Goeiemôre vriende, ons vertrou dat u 'n heerlike nag se rus gehad het, dat u vars verkook en nuut opgestaan het en ag dat u in hierdie dag ook met vrymoedigheid sal lewe, omdat u oog gefestig is op Jesus, die leidsman en die volëinder van u geloof. Christus gee vir ons soveel vryheid in ons geestelike lewe, vryheid in die sin nie om te sondig nie, maar om hom te verheerlik, maar dit is noodsaaklik dat ons oë sal hou op hom. Hy het vir ons die voorbeeld nagelaat, hy het 'n lewe van heiligheid gelewe, en hy het vir ons ook hierdie voorbeeld nagelaat, sodat ons in sy voetstappe kan wandel, soos Johannes die apostel vir ons leer. Nou vriende, ek wil julle vanmôre groet met die woorde van Gesang 6, hierdie baie besondere gesang wat sê, Heilig, 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 Heer God almagtig, groot is u troon, u is steeds met lof omring. Heilig, 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 liefderyk genadig, u troon is steeds met lig en lof omring. Ek het daaraan gedink vanmôre dat daar baie van God se grootheid en sy heiligheid en sy almag verlore gegaan het in die westerse verstaan van God, van wie hy is en ook wat hy in staat is om te doen. En die gebed van my hart is dat ons as kinders van die Here opnuut weer sal terugkeer na 'n verstaan van hoe heilig God is en dat ons as sondaar mens ingenooi word in die heilige teenwoordigheid van God. En dit is 'n baie duur prys wat Christus moes betaal het om hierdie weg vir ons te baan, hierdie voorreg vir ons te gee. En mag ons met alle nederigheid nader na hom, in heilige respek en eerbied, want ja, hy is ons verlosser, hy is ons Vader, maar hy is ook die almagtige God, die alleenwyse, aan wie toe kom die eer en die heerlikheid van nou af tot in ewigheid. Daarom is dit belangrik om God te dien in heilige vrees en eerbied, sodat ander ook kan sien dat ons God is 'n heilige God en ons lewe 'n heilige lewe ten einde hom te verheerlik. Nou vriende, ons gaan vanmôre verder aangaan met die boek Spreuke en ons gaan daar vers 27 tot vers 31 hanteer. 'n Paar beginsels wat aansluit met die vorige verse wat ons alreeds hanteer het en goeie raad wat ons dan ook gaan ontvang. Vers 27 sê, wie die goeie nastreef, soek wat welgevallig is, maar hy wat die kwaad soek, oor hom sal dit kom. Wat die Bybel eenvoudig vir ons sê is dat iemand, vriende, wat hierdie gesindheid van die Here Jesus het, is iemand wat dan ook 'n lewe sal leef wat welgevallig voor God en die mense is. Onthou u vir daardie man Daniël in die Ou Testament. Die Bybel sê hy het so gelewe dat hy in aansien was by die koning en by die mense. En die raadgewers van die koning was so kwaad vir Daniël dat hulle 'n plek gesoek het waar hulle hom kon aankla oor, en al wat hulle hom kon oor aankla was oor sy godsdiens. Wat 'n kosbare voorbeeld het hierdie man nie vir ons gestel nie. En daarom al was hy 'n banneling in hierdie koninkryk van Babel en al was hy 'n gevangene, sê die Bybel vir ons, het hierdie man nog steeds die goeie nagestreef en dan ook gedoen wat vir God welbehaaglik was. Ek lewe in vryheid in Suid-Afrika. Ja, ons het baie druk. Ons beleef 'n tyd van misdaad en ons beleef 'n tyd van werkloosheid en waar mense net maak wat hulle wil, bandeloosheid, sedeloosheid. Maar vriende, mag u en ek die goeie nastreef en soek wat welgevallig is vir God en vir die mense en hom so verheerlik. Die Bybel sê hy wat die kwaad soek, oor hom sal dit kom. Kom ons gebruik maar die terme wat die woord ook gebruik. Somstyds wil jy vir ander 'n gat grawe, jy val self daarin. En dis die bose se hart en sy gesindheid. Hy soek die kwaad, hy doen die kwaad en later byt hierdie kwaad hom in die hakskeen. En dit is die beginsel wat die skrif vir ons baie duidelik stel. Ons kan nie net goed doen en dink dat gaan niks met ons gebeur nie. Elke aksie het 'n reaksie, elke saak het 'n gevolg en elke sonde, vriende, het een of ander uitkoms of een of ander ding wat oor jou kom of een of ander gevolg. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien, die Bybel sê vir ons baie duidelik, hy wat die kwaad soek, oor hom sal dit kom. Vers 28, wie op sy rykdom vertrou, die sal val, maar die regverdige sal soos blare uitspruit. Nou, daar's niks fout met rykdom nie. Ek het dit vir julle al baie gesê. Ons kan geld besit, maar geld moet ons nie besit nie. En dis die probleem waar die meeste mense sit. Mense kan dit nie hanteer as hulle op tydelike gebied voorspoed beleef nie. Hulle raak heeltemal asof hulle kens raak en hulle doen dinge aan ander mense en daarom dank ons God vir hulle wat rykdom verwerwe het, maar uit die Here, en hulle dank God daarvoor. Hulle gee vir sy saak, hulle eer God in die wyse waarop hulle hierdie geld van hulle bestuur
En dit is wat die Here vir ons vra, dat ons nie op ons rykdom sal vertrou nie, maar op God wat die rykdom aan ons gee, sodat ons weer op ons beurt hom kan eer, deur 'n goeie rentmeester te wees. Die Bybel sê vir ons, as ons op ons rykdom vertrou, en nie op God wat dit vir ons gee nie, sal ons val. Dit is so, daar is mense wat al hoeveel keer, vriende, alles verloor het, wat hulle opgesteen het, en waar hulle op staat gemaak het. Daar is mense wat op 'n stadium skatryk was, wat nou brandarm is. Mense wat verkeerde beleggings gemaak het, toe hulle skatryk was, en alles verloor het. Jy hoor dikwels van mense wat vir jou sê, ek het soveel gehad, en hierdie, in aanhalingstekens, vriend van my het my in hierdie belegging ingepraat, en ek sit met niks. Daarom moenie steun op jou rykdom nie. Dank God vir wat jy het. Wees versigtig in jou spandering daarvan. Vertrou hom om ook hierdie gesindheid te hê van vers 24, om ruim uit te deel en nie terug te hou meer as wat reg is nie. En vriende, sien hoe die Here ook vir jou dag na dag dra en seën met die keer van sy seëninge. Want die B-gedeelte sê, die regverdiges sal soos blare uitspruit. Wat beteken dit eenvoudig? Is dat die Here die regverdige sal seën. Die Here sal die regverdige maak soos daai Psalm 1 se boom, die boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy regte tyd. Jy sien, die Here weet om vir die regverdiges te sorg, en daarom kan ons met groot vrymoedigheid ook op hom vertrou, en ook soos ons hierdie voorsienigheid van die Here ontvang, ook sy genade aan ander bewys om hom in alles te verheerlik. Vers 29 sê, wie sy huis in beroering bring, sal wind erwe, en 'n dwaas word 'n slaaf van hom wat wys van hart is. Wat die Bybel vir ons eenvoudig sê, vriende, dat ons moet versigtig wees hoe ons in ons huisgesin, in ons huis, onder ons gesinslede en familielede lewe. U sien, wanneer ons hulle in beroering bring, wanneer ons deur boosheid, deur verkeerde besluite, deur wispelturigheid, ons familie in die ellende dompel, sê die Bybel vir ons, sal ons wind erwe. Ons sal, wanneer die tyd aanbreek, wanneer ons versorg moet word, of die tyd aanbreek wanneer ons in nood hulle nodig het, sal hulle ons wegstoot, sal hulle ons verwerp. Waarom? Want ons het hierdie ellende oor hulle gebring. Dikwels sien ons mans en vrouens en paas en maas wat maar net eenvoudig optree en na willekeur dinge koop en spandeer en 'n gesindheid handhaaf en sonde doen en sonde in die huishouding inbring en hulle families blootstel aan sonde. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, die oomblik wanneer ek hierdie geliefdes wat die Here aan my toevertrou het, op 'n manier hanteer wat hierdie gesinheid mekaar skeer, wat sal die Here doen? Die Bybel sê dat ons sal wind erwe. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hier vir ons hartseer en droefheid en elende in lê. Dis hulle wat ons nodig het, vriende, hierdie geliefdes van ons in tye van nood. Daarom begelei hulle na die Here, begelei hulle in die waarheid van die woord, begelei hulle na waters waar rus is. Daarom het jy as pa verantwoordelikheid om jou vrou en jou kinders in die huis van die Here te hê op 'n Sondag. Dis jou taak om hulle te lei in die woord van die Here met huisgodsdiens. Dis jou taak om 'n voorbeeld vir hulle te stel, om 'n wyse rentmeester te wees, om heilig te lewe, om sonde te haat. Jou kinders moet jou nie sien sonde doen en dan in hierdie voetspore volg van die sonde nie. Die teenoorgestelde is waar. Daarom moenie jou huis in beroering bring nie, want jy sal wind erwe, en dan 'n dwaas word 'n slaaf van hom wat wys is van hart. Wat dit eenvoudig vir ons wil kom leer, vriende, daar is mense wat wys is in hulle eie oë, maar eintlik is hulle dwaas. Waarom? Omdat hulle nie die woord van God ken en nie die beginsels en verordeninge van die Here dan ook uitleef nie. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hierdie dwaas word 'n slaaf van hom wat wys is van hart. Vriende, die dwaas brand sy vingers en die dwaas doen dwaase dinge en bring sy huis in beroering, soos ons gelees het, terwyl die wyse van hart sy oë gefestig hou op die Here en vooruitgang in die lewe en met hierdie voorspoed wat die Here hom gee, ook genade aan sy geliefdes bewys. En daarom is het belangrik dat ons nie dwaas sal wees nie, maar wys van hart, soos die Here in sy woord vir ons leer. Net vinnig vers 30 en 31, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win is wys. Nou vriende, u kan daar gaan lees in die boek Psalms, Psalm 1 en Psalm 92 praat in besonder dan ook dat die regverdige is 'n boom van die lewe. En kom ek lees vir u so vers of 2 en dan verduidelik ek vir u wat dit beteken. Psalm 1 sê vir ons
dat welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaas in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Psalm 92 vers 13 sê vir ons: die regverdige sal groei soos 'n palmboom, hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Geplant in die huis van die Here, sal hulle groei in die voorhoewe van ons God. In die gryse ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Hulle sal vet en groen wees om te verkondig dat die Here reg is. My rots, en in hom is geen onreg nie. En vriende, dis presies wat die woord van die Here vir ons wil leer hier in vers 30. Want die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe. Ander mense word versadig, ander mense word getrek na hierdie wysheid van God se woord. Ander mense word getrek na die Here en hy wat siele wen is wys. Dis wanneer ek lewe as regverdige voor die oë van die Here, in heilige ootmoed voor die Here, en my lewe is 'n lewende getuienis. Wat gebeur? Mense kom onder die skaduwee van my boom in. Mense kom in my lewe. Mense sien, hulle hoor en hulle kom by die Here uit en hulle word versadig en hulle word gered en hulle word kinders van die Here. En daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik dat ons hierdie gesindheid moet openbaar. Daarom is dit belangrik, vriende, vers 31, as die regverdige op die aarde vergelding ontvang, hoeveel te meer die goddelose en die sondaar. Eenvoudig, alles gaan nie altyd reg en goed met 'n kind van die Here nie. Ons val ook, soms struikel ons ook. Ons dink aan Dawid wat gesondig het, ons sien aan die tug wat die Here hom gee. En nou sê Salomo, as die kind van God getug word vir sonde op aarde, hoeveel te meer sal die goddelose nie eendag God se ewige oordeel ontvang in die dag van die oordeel nie. Daarom, vriende, is baie belangrik om te sien dat u en ek as kind van die Here 'n baie groot verantwoordelikheid het om 'n lewe te leef wat God welbehaaglik is. En dit moet nie vir ons iets wees wat ons swaarmoedig maak of swartgallig maak of ons te neerdruk nie. Inteendeel, die blydskap in die Here is ons beskutting. As ons sien hoe goed God vir ons is en die feit dat hy ons sonde vergewe het in Jesus, hoe hy vir ons voorsien in ons tydelike behoeftes, hoe hy vir ons 'n gemeente gee, die waarheid van sy woord, sy Heilige Gees, dan het ons alle rede op aarde om bly te wees. Daarom onthou, stap die pad saam met die Here, leef 'n lewe wat hom verheerlik. En vriende, sien hoe die Here ook jou gebruik in sy diens tot sy eer en verheerliking van sy naam. Groete en mooi dag verder. Tada.